video wat ons gaan kyk oor die bakaand. Het jy die video aan nie, of het jy nie die video nie? Terwyl jy die video kry, 25 Julie is ons bakaand. Dit staan vir bobotie, afval en curry aand. En julle sal nou onthou dat ek verlede jaar dit gewaag het om aan 'n skaapkop te eet. En ek gaan dit verseker hierdie jaar weer doen. Dit was vreeslik lekker. So ek wil julle uitnooi om te kom deel wees daarvan. Die kaartjies is by die kantoor beskikbaar. Dis teen R250. Verlede jaar was daar iemand wat gesê het, maar dis verskriklik duur. Dis ons groot hoofdfondsinsameling vir die jaar naas die Makiti. So as jy kan help daarmee, sal dit wonderlik wees. As jy sê R250 is te duur, dan maak ons 'n plan. Ons wil ook ouens vra wat besighede het, of jy nie vir ons 'n tafel wil borg met 'n R2500 en dan nooi jy 10 gaste om die aand saam met jou aan tafel te sit nie. So dis die twee opsies. Of jy koop 'n kaartjie individueel, of jy koop 'n tafel of jy borg 'n tafel en jy nooi 10 mense om saam met jou aan tafel te sit. Lyk my die video is nou daar. Kom ons kyk gou daarna. Goeiedag vriende, dis weer tyd vir ons jaarlikse bakaand. Bobotie, afval en kuier. Dis wat ons doen op Vrydag aand 25 Julie. As jy iemand is wat hou van eksotiese disse soos curry afval, bobotie, skaapkop en skilpaaitjies, dan moet jy dit verseker nie misloop nie. Die kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor en ons soek ook borge vir tafels. Ek het dit verlede jaar gewaag. Ek het die eerste keer in my lewe aan 'n skaapkop geëet en daarna curry afval geëet. En ek kan jou beloof, ek mis dit hierdie jaar vir niks in die wêreld nie. Merk die datum, 25 Julie, kry jou kaartjie, borg vir ons 'n tafel en kom ons vier lekker saam. Ons tema is Afrikaans 100 en ons gaan sommer terselfdertyd ook ons taal vier by hierdie geleentheid. Kom wees deel daarvan. Ja, daar het julle die bewys gesien. Dit was regtig so gewees. Ek het nie sommer net so gesê nie. Dan 'n laaste afkondiging en dis vir ons baie belangrik. Ek en Jorrie het lank daaroor gepraat ook. Ons soek iemand wat bereid is om bedieningsleier vir ons gebedsbediening te wees. Vriende, en dis seker een van die bedienings in die gemeente wat die heel belangrikste is. En daarom het ons besluit om te vra, want dis iets wat die Here op jou hart moet lê. Dat jy bereid is om vir ons leiding te neem by ons gebedsbediening. So as jy daaroor dink, gaan bid daaroor, dink daaroor, en as jy glo dat die Here vir jou roep om dit te doen, kom praat met my, of kom praat met Jorrie daaroor. Ons het nou ek het baie goed gesê, en ons het goed gesien. Ek wil vir jou geleentheid gee om stil te word, om net daar waar jy sit, jou verwagting oor vanoggend met die Here te deel. Hoekom het jy opgestaan en hiernatoe gekom? Hoekom het jy aangetrek, al die moeite gedoen? Ek glo dis omdat die Here ons deur sy gees hierheen bring, om te kom wat? Dis die vraag. So wil jy nie dit met die Here deel nie. Dit wat op jou hart is, dit wat in jou hart leef, en dan sal ek vir ons voortgaan met die erediens. Here, as ons so stil is voor U, dan wil ons diepe afhanklikheid aan U bely. Sonder U is ons niks, en kan ons niks, en wil ons niks. Daarom aanbid ons U. Amen. Ek groet julle vanoggend in die naam van Jesus Christus, ons Here. Ons maak die Bybel vanoggend oop by Handelinge 2 vers 1 tot 13. Op 'n dag soos vandag, op Pinksterfees, kan mens eintlik geen ander teks lees as Handelinge 2, wat vir ons vertel van die uitstorting van die Heilige Gees nie. Ons tema sluit daarbey aan, ek leef met hoofletters onder beheer van die Heilige Gees. Handelinge 2 vers 1 tot 13. Hier in die 2020 vertaling. My Bybel, bladsy 139. Die opskrif van die gedeelte, die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek,
was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge, asof van vuur, het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is met die Heilige Gees vervul, en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat praat dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons is Parte en Meders en Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Proseliete, mense van Kreta en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor hierdie groot dade van God praat. Almal was verstom en verward, en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander het weer spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Hulle is vol soetwyn. Ons lees net tot sover. Ons sluit vandag ons reeks af waarmee ons 4 weke gelede begin het. Die tema van die reeks was my enigste troos. My enigste troos. En julle sal onthou dat ons begin het deur te praat oor my enigste troos in hierdie lewe. Die feit dat ons in hierdie stikkende wêreld waarin ons leef, troos nodig het. Toe my enigste troos in sterwe. Ek behoort aan Jesus Christus. Verlede week, Jorrie, hy beskerm my. En vandag ek leef onder beheer van die Heilige Gees. Ons het aan mekaar gesê dat ons versterking nodig het, as gevolg van die stikkendheid van die wêreld waarin ons leef, van die land waarin ons leef, en dat jy miskien selfs in jou eie persoonlike lewe 'n stikkendheid beleef, dat iets vreeslik verkeerd is, dat jou lewe aan flarde is, en daarvoor het ons troos nodig. In die tweede tema het ons mekaar gesê, maar ons as gelowiges het ook troos nodig wanneer ons met die dood gekonfronteer word. Ons eie dood wat op elkeen van ons wag, maar ook die dood van 'n geliefde, van 'n spesiale persoon wat naby aan ons is of was. Dan het 'n mens troos nodig. Toe het ons mekaar daaraan herinner dat die enigste troos wat ons as gelowiges het, is te vind in Jesus Christus. Ons kry dit van hom wanneer ons aan hom behoort. Verlede week het Jorrie vir ons gehelp om te verstaan dat wanneer dit gebeur, wanneer ons aan hom behoort, wanneer ons in hom glo, dan beskerm hy ons. En as al hierdie goed in 'n mens se lewe gebeur, dan kan 'n mens eintlik nie anders as om saam met Paulus uit te roep, soos wat hy in Romeine 14 vers 8 sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here, of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Ons behoort aan die Here. Nou mag jy vanoggend hier sit en sê, Johan, dis nou alles goed en wel, maar hoe werk dit in die lewe van elke dag? Hoe help dit my in my omstandighede waarin ek my hier en nou bevind? Ons almal in hierdie land, jy in jou eie lewe, by die werk, waar jy ook al elke dag is. Hoe help dit ons wanneer die tekkie die teerslaan, daar waar dit regtig saak maak? 'n Mens sou op 'n snaakse manier eintlik al hierdie goed kon hoor, en dan kon sê, maar so wat? So wat? Om op hierdie vrae te antwoord, het God self 'n plan kom maak. En in die woorde van Jesus het hy self hulp en troos aan ons kom beloof. Jy onthou mos Johannes 14 vers 16. Die parakleet, die voorspraak,
die helper, die een wat ons aanmoedig, die een wat ons versterk. Jesus wat vir sy disippels sê, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. En wanneer Jesus kort voor sy hemelvaart met sy disippels praat, Handelinge 1 vers 8, dan herhaal hy hierdie belofte. Hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot aan die uithoeke van die aarde. Hoor jy mooi? God self, wat aan jou en aan my hulp beloof, troos beloof, versterking beloof, om ons aan te moedig, om in hierdie wêreld te leef. Vriende, dit was nie maar net 'n leë belofte of hol woorde nie. Ons het dit mos saam gelees. Ons Vader het woord gehou. In die teks wat ons gelees het, lees ons van die 11 disippels wat waarskynlik moedeloos en ontretterd en gefrustreerd en dalk selfs kwaad iewers in 'n vertrek in Jerusalem is. Hulle is verward en hulle is bang, want Jesus is weg. Weer weg. Want jy onthou mos wat gebeur het. Hoe hulle alles gelos het om saam met hom te leef, en toe sterf hy aan 'n kruis en hy word begrawe in 'n graf. En hulle gaan deur al die emosie van verlies en seer en swaar, en toe staan hy op. En hulle beleef hierdie fantastiese vreugde en blydskap van ons Here leef. En toe gaan hy weer weg. En nou is hulle weer alleen. Wat nou? Wat nou? Ek dink as 'n mens na jou eie lewe kyk en na ons omstandighede in hierdie land kyk en in die wêreld kyk, dan is dit omtrent die vraag wat ons ook baie keer vra. Wat nou? Wat nou? En dan gebeur dit. Dit wat ons saam gelees het. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees, het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het, om dit hardop uit te spreek. Skielik gebeur iets. Die Gees kom, met die krag van 'n stormwind en met vuur. En in die antieke wêreld was hierdie tekens van goddelike mag en krag. En op daai oomblik word die kerk gebore. Daarom vier ons vanoggend Pinksterfees. Die koms van die Gees na hierdie wêreld. God wat woord hou. God wat hulp stuur. Die Vader wat sorg. Die Heilige Gees kom nie net met krag nie. Hy kom bekragtig. Want jy het mos gehoor wat met hierdie 11 disippels gebeur. Wanneer die Heilige Gees in hulle kom, word hulle lewens radikaal verander. So radikaal dat hulle in tale begin praat wat hulle nie geken het nie. So radikaal dat mense wat na hulle kyk sê, kyk, hierdie mense is dronk. Dis wat gebeur wanneer die Gees in iemand se lewe begin werk. Petrus, die eenvoudige visserman, preek die preek van alle preke kort hierna in Jerusalem. Gaan lees dit in Handelinge 2 vers 14 tot 40. Wanneer die Gees begin werk in 'n mens se lewe, dan kry gewone mense soos jy en ek dit reg om te sê, ons glo dat Jesus die dood oorwin het. Ons glo dat hy die verlosser is. En hulle eien dit vir hulle self toe. En die Gees kom woon en werk in hulle. En dit verander hulle lewens, sodat hulle hier en nou 'n verskil kan maak. Paulus het iets daarvan beleef, en daarom skryf hy in Romeine 8, wat die Heilige Gees in die lewe van mense doen. Hy skryf, hulle woon in gelowiges. Die Heilige Gees maak gelowiges vry van die mag van sonde. Die Heilige Gees
gee die ewige lewe. Die Heilige Gees gee vrede. Die Heilige Gees bevestig en getuig dat ons kinders van die Vader is. En dan die groot een. Die Heilige Gees staan gelowiges in hulle swakheid by. Onthou jy waar ons begin het? Die soeke na troos en versterking en krag vir hierdie lewe, vir hierdie wêreld, vir hierdie land, vir die plek waar jy môre is. Die soeke na krag en sterkte en troos wanneer ons met die dood gekonfronteer word. Dis wat die Gees kom doen. Romeine 8 vers 26. So kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Jy moet mooi kyk wat daar staan. Dis mos wanneer jy en ek regtig, soos 'n breinman vir my daar in die Kaap gesê het, op ons rims is. En ons nie eintlik weet hoe om te bid nie, en nie eintlik wil bid nie. Dat die Gees wat die Vader beloof het, wat binne in ons is, namens ons bid. Vriende, dis so ver soos wat dit gaan. Dis waarskynlik die ergste wat met jou en met my kan gebeur, is dat ons op 'n punt in ons lewens kom waar ons sê, maar ek kan nie en ek wil nie bid nie. Ek is te kwaad. Iemand sê in die week vir my, ek is so kwaad vir die Here, ek kan nie met hom praat nie. En wat 'n wonderlike voorreg om vir jou te sê, weet jy wat? Jy hoef nie, want die Gees doen dit namens jou. Die Gees staan jou in jou swakheid by. As ons vanoggend bely dat ons in Jesus Christus glo, en ons het dit mos hierdie afgelope paar weke elke Sondag in ons slotlied gedoen. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Die refrein van die lied wat ons gesing het, ek behoort aan die Here. As jy dit gesing het en dit bedoel het, dan was dit 'n geloofsverklaring, 'n stuk belydenis, waarom jy gesê het, ek weet, dis waar van my lewe. En as dit waar is van jou lewe, dan is wat Paulus hier skryf in Romeine 8 ook waar van jou lewe en van my lewe. Dan woon die Gees van God in ons, en hy werk in ons, en hy versterk ons, en hy gee vir ons die krag wat ons nodig het, om hier en nou waar ons is, 'n verskil te maak, in lewe en in dood. Paulus het iets daarvan ervaar in sy eie lewe. Daarom bid hy dit ook vir die Efesiërs toe, wanneer hy hierdie wonderlike gebed aan hulle skryf, in Efesiërs 1 vers 17 tot 19. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoor mooi, hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Ek bid, sê Paulus, dat jou geestesoë verhelder sal word. Hoekom? Dat jy sal weet watter hoop jy het. Al lyk dit asof daar geen hoop meer is nie. En dit gaan nie net oor geestelik nie, dit gaan ook oor die manier waarop ons dink oor hier waar ons is. Ek bid dat julle sal weet wat 'n rykdom julle het, omdat julle 'n erfenis het wat wag. Ek bid dat julle sal weet hoe geweldig groot die krag is wat die Heilige Gees in julle uitoefen, sodat julle voluit in hierdie wêreld kan leef. Want as jy dit alles weet, moet daar iets begin gebeur. Toe die Heilige Gees op die disippels uitgestort is op Pinksterdag,
het hulle nie onder tafels ingekruip en bewend en bang en kwaad en gefrustreerd en met gebalde vuiste daar gesit en aanhou vra wat nou nie. Hulle het uitgegaan. En hulle het gaan praat en hulle het gaan vertel en hulle het gaan verkondig. Op so 'n radikale manier dat mense wat hulle gesien het gesê het, "Wow, iets het in hierdie mense se lewens gebeur." En as Petrus begin preek, dan kom die mense tot bekering. As die Gees begin werk, kom daar verandering. En as jy en ek vanoggend sê, ons glo in Jesus Christus, en ons weet die Gees is in ons, dan wil ek vanoggend vir jou sê, dan is dit nie 'n geval van dat jy onder leiding van die Gees moet leef nie. Ek het dit al baie gehoor, dominee sê, maar nou moet jy onder leiding van die Gees, nou moet jy onder leiding van die Gees gaan leef. Nee, dis nie moet nie, dis wil. Dis wil. Dis 'n punt waarop jy en ek in ons lewens kom waar sê, maar ek kan nie anders nie, ek kan nie wag nie, om uit te gaan in die wêreld in, en te gaan leef met hoofletters, onder leiding van die Gees. Vriende, en dis 'n keuse wat jy moet maak. Jy en ek kan sit en sulk, en ons kan dikmond wees, en ons kan kerm, en ons kan kla, en ons kan negatief wees, en ons kan gefrustreerd wees, en ons kan die lysie langer en langer maak. Of jy kan kies om toe te laat dat die Heilige Gees so van jou besit neem, dat jy radikaal anders gaan leef daar buite. Dat jy nie kan wag vir die avontuur van hierdie reis onder leiding van die Gees nie. Nie 'n swaar las waaronder jy gebukkend moet gaan nie, maar 'n avontuur. Wow, Here, ek kan nie wag om te sien wat U môre deur my en met my gaan doen nie. Ek kan nie wag vir die verrassings wat kom nie, as ek regtig onder die leiding van die Gees leef nie. Daarom skryf Paulus in Galasiërs 5 vers 16, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Ek het 'n outomatiese kar, sy ratte gaan sommer net oor. Hierdie werk nie so nie. Hierdie werk nie so nie. Hy herhaal dit in Galasiërs 5 vers 25. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Hoor jy mooi? Hy herhaal eintlik wat hy in Romeine gesê het. Jy, soos wat jy vanoggend hier sit, en ek, soos wat ek hier staan, het die Gees van God ontvang, wat in ons woon. En dan wil jy elke dag kies, van oomblik tot oomblik, om onder leiding van hierdie Gees te leef, in jou omstandighede. Ja, maar Johan, ek weet nie wat jou omstandighede is nie, en dit mag verskriklik moeilik wees. Maar weet jy wat? Dis moontlik om onder leiding van die Gees te leef. Dis nie maklik nie, maar dis moontlik. En dis jou keuse, niemand anders nie. Galasiërs 5 vers 22, kom ek lees vir jou dat jy hoor hoe moeilik dit is. Die vrug van die Gees, wat jy dalk baie goed ken. Dis liefde. En nou die prentjie van hierdie wêreld, van jou plek waar jy elke dag is in jou kop. Die pad wat jy nou huis toe ry. Die winkel waarin jy gaan wees. Liefde. Vreugde. Vrede. Geduld. Vriendelikheid. Goedhartigheid. Getrouheid. Nederigheid en selfbeheersing. Ek wil dit weer vir jou lees. Die vrug van die Gees, dit wat mense in jou en aan jou moet sien, wanneer jy en ek onder leiding van die Gees begin leef, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Sien jy wat gaan gebeur as ons so leef? Ons gaan begin uitstaan. Ons gaan so radikaal anders wees as die mense rondom ons, dat mense na ons gaan kyk en gaan sê, maar wat gaan met jou aan? Wat is fout met hierdie ou?
of met hierdie vrou? Dink nou net, as jy hier in Linwoodweg afry en een van hierdie vierkantige bussies jaag hier langs die kant verby waar hy nie mag ry nie, en hy kom stop voor jou en hy sit sy flikkerligte aan. En hy hou die verkeer op en jy's haastig en jy moet by die werk kom. En jy wil die toeter druk en jy wil allerlei tekens wys. En jy druk die toeter en jy ry verby en jy sê vir hom, "Haai, hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed." Dink daaraan wat die reaksie van daai bestuurder gaan wees, want wat verwag hy? Hy verwag 'n gevloek en 'n geskel en allerlei tekens. En hier kom iemand verbygery en hy groet hom, vriendelik, en hy waai vir hom, ongeag van of hy reg of verkeerd is. Dis nie die saak nie. Dis hoe jy en ek optree. Dis hoe jy en ek leef in hierdie wêreld. Anders, radikaal anders, soos wat die disippels was. Kyk na hulle is dronk, daar's groot fout met hulle. As ons hierdie goed begin uitleef, is dit wat mense gaan sê. Daar's groot fout met jou, wat gaan aan met jou? Dat jy so leef, dat jy dit reg kry. Dis wat die Gees begin doen as hy in ons woon en werk. In jou huwelik, in jou gesin, in jou vriendekring, wanneer almal negatief is, en almal kla en kerm, tussen jou kollegas by die werk, waar jy onregverdig behandel word, en waar jy uitgebuit word, en waar jy getuister word, waar mense jou werk steel, en maak asof dit hulle werk is. Dis daar, waar die verskil kom. Dis daar, waar jy en ek op 'n bepaalde manier, onder leiding van die Gees optree, sodat die ou wat dit gesteel het, sê, "Wow, wat's fout met hierdie persoon?" Ja, maar Johan, ek kan nie. Dis nie wie ek is nie. Ek's 'n vegter, ek moet veg teen die onreg. Vriende, dis tyd dat ons ophou veg. Mooi gekyk. Gaan oor liefde en vreugde en blydskap en vrede. Ja, maar ek kan nie, jy kan. Jy kan. Wanneer die Gees van God regtig in jou begin werk, en aan jou vrede en vreugde en vriendelikheid en al die ander goed gee. Die vraag is, wil jy? Dis die vraag. Wil jy? En as jy en ek by 'n punt kom in ons lewens waar ons sê, maar ons wil dit regtig doen. Weet jy wat gebeur dan? Dan word hierdie radikaal ander manier van leef inderdaad 'n stuk avontuur. Want dan wonder ek en ek leef met verwagting oor wat môre gaan gebeur as ek dit reg kry om onder leiding van die Gees te leef. Wanneer ek universiteit toe ry, wanneer ek net nou in 'n winkel instap, wanneer ek by die sekuriteitshek verbyry en ek die ou wat daar sit in die son op sy stoel groet en vir hom sê, "Hallo, hoe gaan dit met jou? Hé, 'n lekker dag," met 'n groot smile op jou gesig. Dit is so maklik soos dit. Paulus skryf in Romeine 8 vers 37, maar in alles is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. As ons dit reg kry, as jy en ek kies om onder leiding van die Gees te leef, dan is ons nie net wenners nie. Ons is meer as dit. Ons is meer as dit. As jy smag na die Here se troos en versterking, en jy bely dat jy aan hom behoort, en jy leef onder leiding van sy Gees, dan maak hy jou meer as 'n wenner. Ek wil afsluit met 'n voorbeeld uit die sportwêreld. 2024 Olimpiese spele in Parys. Miskien het jy dit gesien. Armand, sy naam waarop almal hom noem is Mondo Duplantis. Paalspringer. Tree aan vir sy laaste sprong. Nie net om te wen nie, want wanneer hy daar gaan staan, is hy reeds die wenner. Met die sprong voor dit het hy die hoogste gespring en het die goue medalje gewen. Maar in plaas van ophou, tree hy weer aan. En hy sê, ek gaan probeer om die wêreldrekord te verbeter.
En dan hardloop hy nader met sy paal, en hy spring, en hy seil oor die lat. En op daardie oomblik word Mondo Duplantis meer as 'n wenner. Hy wen nie net die goue medalje nie, hy word 'n oorwinnaar wat die wêreldrekord verbeter. Hy kry uit 'n menslike oogpunt die onmoontlike reg. Duplantis het dit in sport gedoen. Wat van jou en my in die regte lewe van elke dag? As jy aan Christus behoort, is jy reeds 'n wenner. As jy onder leiding van die Gees begin leef, dan word jy meer as dit. Jy word meer as 'n oorwinnaar. Vriende, ons het alles wat ons nodig het om dit te kan doen. Die vraag is, wil jy? Wil jy? Here, baie dankie dat ons weet, ons enigste troos in lewe en sterwe, is dat ons aan U behoort. Dankie dat ons dit uit ons hart uit kan glo. En dat die feit dat ons vanoggend hierdie brood geneem het, en dit geëet het, en die wyn geneem het, en dit gedrink het, deel van ons geloofsverklaring is, dat ons aan U behoort. Dankie o Gees van God, dat U in ons woon, om ons te lei en te help en te bekragtig. Daarom wil ons saam met Paulus vanoggend sê, Here, as ons leef, leef ons tot U eer. En as ons sterf, sterf ons tot U eer. Of ons leef en of ons sterf, ons behoort aan U. Dankie dat ons weet dat ons meer as oorwinnaars is, omdat U ons liefhet. Help ons wanneer ons nou hier weggaan, om so te gaan leef, daar waar ons elke dag is, in ons huwelike, in ons gesinne, by die werk, tussen ons vriende. Maak van ons mense wat radikaal verander is, radikaal anders is, omdat ons onder leiding van U Gees leef. Dit bid ek in Jesus Christus se naam. Amen. Mag die reën sag oor jou uitsak, mag die son helder oor jou skyn, en mag die Here jou veilig hou en inspireer en troos deur die kragtige werking van sy Gees in jou lewe. Die Here seën jou. Amen.